Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode word geborg deur my oorsprong van die veeboekreeks. Jy het hulle op die podcast ontmoet, nou sien hulle in aksie. Jy kan nou my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koffie te koop. Dit kan eenmalig wees of jy kan dit weer in die toekoms doen. Jy kan ook die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Leer meer op my webtuiste Ronel the Mythmaker. Skakels in die beskrywing. Ons gaan voort met ons verkenning van die werkers van die dood. Vandag se vee, Walkures, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Walkures is een van die min groepe vroue uit antieke kunde wat bekend is dat hulle mag oor die sterflike ryk het. In die oud-Noorse literatuur word melding gemaak van suiwer bo-natuurlike Walkures en van menslike Walkures met bo-natuurlike kragte. Hulle word deur ouden geseën om krygers te vind om tydens Ragnarok te dien. Vreeslik soortgelyk aan die Noorne, besluit hulle die lot van diegene wat in die geveg val. Hulle naam beteken kiesers van die gesneuweldes, wat in antieke tye selfs beteken het dat hulle hul toorkrag gebruik het om te kies wie lewe en wie sterf, en nie bloot te besluit wie na Valhalla toe gaan nie. As vroulike geeste van alle bloedbad is hulle baie soos die Keltiese Morrigan. In sommige gevalle het hulle boop gevleelde perde gesit, gewapen met swaarde, beskerm deur wapenrusting en helms. In ander was hulle ware swaanmeisies wat in die vorm van swane aarde toegekom het. En nog ander het hulle na die aarde neergedaal op die rug van onaardse perde, geklee in maliekolder, helms wat hul gesigte beskerm, spiese gereed en bedek met die vere van swane. Hoe jy ook al daarna kyk, hulle is woeste vroulike krygers, wie se rol is om die lot van gevalle krygers te bepaal, ten spyte van die vrees van diegene op die slagveld. Daar word ook gesê dat hulle die gevalle krygers in die banketsaal van Valhalla bedien het. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, Walkures. Walkures kies krygers om aan die einde van die tyd te veg, wanneer goed en kwaad sal veg totdat net een kant oorleef. Nuwe Walkures word tydens die geveg gekies op dieselfde manier, waarop krygers vir die finale geveg gekies word. Sommige sien dit as 'n seën, terwyl ander dit as 'n vloek beskou. Krygers word behandel asof hulle iets besonders is. Walkures moet werk en diens doen tot die einde van tyd. Hulle oefen genadeloos. Hulle is ware krygers wat bedrewe is in alle soorte gevegte. Daar is verskillende soorte Walkures. Diegene wat verkies om 'n antieke romppanser te veg, diegene wat middeleeuse wapenrusting verkies, en ander wat hou van vollyf leeruitrustings toegerus met bypassende wapenrusting. Almal van hulle het sterk en swakpunte. Diegene wat leer verkies, is nie so lus om onderdanig te wees nie, en is gewoonlik baie sterker, verstandelik, fisies, emosioneel, magies as die ander. Hulle het 'n bevelvoerder en hulle volg haar bevele tot op die letter. Walkures is nie veronderstel om hul eie opinies te hê nie. Dit is hoekom diegene wat leer verkies en die krag het wat daarmee saamgaan, so skaars is. Walkures is almal vroue. Hulle was dapper in hul sterflike lewens en is selfs dapperder as onsterflikes. Hulle veg teen die furieë vir die besit van menslike siele om te veg by die finale geveg, Ragnarok. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van hierdie wese na Engels. Valkyrie. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry.
As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.